Ek wil van my kant af julle sê baie welkom vanmôre hierso. Weet julle wat 'n geweldige voorreg is dit? Dat ons as, ek moet die bril of afhaal. Dat ons as gelowige mense saam in die teenwoordigheid van mekaar, maar ook in teenwoordigheid van God deur die Heilige Gees by mekaar kan kom as 'n gemeente. Klein, min. Maar die Here het gesê 2 of 3. So ons kan eintlik nog verdeel. Nee, ek wil vir julle sê baie welkom. Ek het 'n boodskap wat ek vanmôre vir julle moet bring. En ek bring hom nie uit my eie uit nie. Ek bring regtig dit vanmôre die boodskap deur die Gees. En mag die Here dan vanmôre ook ryklik met ons besig wees in elkeen van ons. As ek julle so kyk, as julle naaste by almal my is al so in dieselfde amper nie ouderdomsgroep nie. Julle is baie ouer as ek. Maar ons is almal so, ons weet, die poorte staan oop. As ek nou maar so kyk na van my ou pelle wat ek al so verloor het, nou die afgelope tyd, mensig, nou raak 'n ou bekommerd, nie bekommerd, ek sien eintlik uit, maar wat ek wou sê is, wat ek vanmôre oor gaan preek, is dat 'n ou moet erns maak met God, met jou godsdiens, nie godsdienstigheid nie, godsdiens, met jou diens aan God, jou oorgawe aan God, moet ons mee erns maak. Want jou duiwel is baie fyn om ons te mislei, soos wat hy vir Adam en Eva ook mislei het. Maar goed, dit daar gelaat. Ek wil vanmôre se diens begin met die volgende, dat ons by mekaar is, en ons by mekaar wees vanmôre is juis gebaseer op ons eenheid, in die teenwoordigheid van ons Vader, en ook dan van ons as gemeenskap van gelowiges. En ek wil dit aansluit by dit waarin ons glo, met die apostoliese geloofbelijdenis, as ons sê, maar ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder die Jode en Pontius Pilatus. Pontius Pilatus was maar die uitvoerende bevelvoerder. Die Jode, die kerkleiers het hom doodgemaak. Wat gekruisig is, gesterf het, begrawe is, ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en waar hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Jammer, daar word te min gepraat oor die Heilige Gees, die geloofbelijdenis, maar ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ons glo in die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vleesmens, en ons glo in 'n ewige lewe. En as ons daar in 'n eenheid vorm, saam met God, deur sy Gees, dan wil ek vir julle sê vanmôre, genade vir julle, vrede, innerlike vrede, van die God, ons Vader, die Seun, die Heilige Gees, tot sy eer. Amen. Goed, ek gaan my volgorde bietjie omgooi vanmôre. In die opsig, ek gaan nie nou die gewone Bybel lees nie, die skrifgedeelte, ek gaan die skrifgedeelte aan die einde hou, want dit vorm dan ook sommer my formulier, as ons die nagmaal gaan gebruik. Maar julle sal sien as ons daarby uitkom. So ek gaan nou al vir julle sê, maak die Bybels oop nie, want dan gaan julle lank die Bybel oopsit. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ek dink nie ons besef die voorreg wat ons het. Persoonlik dink ek, dis die grootste voorreg wat enige een in hierdie wêreld kan hê,
En dit is om tot U te kan kom in gebed, om voor U te kan kom staan en sê, Here, hier is ons, as U kinders, as die mense deur wie wat U geroep het, om ook vanmôre by mekaar te kan kom. Here, en ons is dankbaar dat ons vanmôre hier kan sit, en ons hoef nie, ja, ek wil amper sê, kan ons eintlik bly wees. Ons is minder getal, en daar is nie swier in sulke tipe van dinge nie. Ek wil bid vir opregtheid vanmôre, dat U vir ons hier sal ontmoet, dat ons U stem sal hoor, dat ons soos die disippels aan die voete sal sit en sal luister, en vir U sal, dat U met ons sal praat. Wonderlike Here, dankie dat U van die skepping af nog altyd dieselfde is. Dankie dat U vir ons die paradys toestand gun. U wil dit herskep, waar daar gemeenskap is tussen U en ons, waar ons onsself weer kan oorgee aan U. Ai, dit is so jammer dat die Satan dit reg gekry het om vir Adam en Eva weg te trek en te sê, maar hulle kan op hulle eie aangaan, hulle kan soos U wees, hulle kan self besluit. Here, van daai dag af het ons dit 'n gemors gemaak van U koninkryk. En daarom vra ons vanmôre, herstel U koninkryk asseblief. Here, laat daar 'n woord, nee, 'n hoor wonder sal plaasvind. Nie die woorde wat by my uitkom nie, maar die woorde wat U wil hê in ons harte moet kom leef. Daarom bid ons, Here, asseblief, ontmoet vir ons, seën vir ons, wees U vanmôre die een wat die woord gaan bring. Baie, baie dankie vir daai voorreg. Amen. Daar is 2 terme wat ek vanmôre oor wil gesels of klem lê. Dis die term wat en die term die. Nou julle, as hier 'n Afrikaanse onderwyseres of 'n onderwyser hier onder julle, as 'n mens praat van wat, dan verwys jy na iets onpersoonliks, né? Die kar wat daar staan, jy sal nie sê die kar wie daar staan, jy sal sê die kar wat daar staan, dis onpersoonlik. Maar as jy praat van wie, dan praat jy van iemand, is dit reg? Mag daar kan julle woorde agter, okay. Dan praat jy van iemand. Ek wil dit toelig aan die hand van die disippels. Jesus roep sy disippels, hy kry eers vir ou Petrus en sy broer Andreas daar bo in Galilea, daar langs die see van Galilea, kry hy vir hulle beet en hy sê vir hulle, kom hier, volg my. En daarna vir Johannes en sy broer Jakobus en hy sê, kom hier, volg my. Net so interessant, ek tussen hakies. As julle nou 'n lekker onderwerp wil bespreek eendag, sê maar met julle Bybelstudiegroep of sonder onder mekaar. Hoekom het Jesus begin in die noorde? Ja, ek weet, dit is geprofeteer. Hy sal begin in die noorde, daar in Galilea, in die noorde van Israel, die land van die heidene. Hoekom begin hy daar? Sy kerngroep, die gelowiges, sit mos in Jerusalem, daar rondom die tempel, bak hulle mekaar warm. Hoekom begin hy nie by hulle nie? Maar is dit so, dis 'n interessante onderwerp. Want ek dink die kerkleiers sou gemors gemaak het daarvan. En begin hy met gewone mense. Maar goed, dis nakies. As Jesus nou vir hulle sê, kom hier en volg my, dan lees ons, hulle doen dit, dis my nog interessant. Hulle los alles, hulle los hulle pa met die vis, gereedskap en die petrolle en alles, en dan stap hulle saam met Jesus. En hulle stap vir 3 jaar, so saam met Christus. En in daai 3 jaar, dan vra ek myself af, wat het hulle gemaak, dat hulle agter Jesus aangestap het? Ek dink daar is 'n paar dinge. Die eerste een is nuuskierigheid. Wie is hierdie ou wat vir hulle gesê het, kom hier en volg my? Wie is hy? Wat wil hy vir ons wys? En dan kom hulle later aan agter, maar die Jesus se prediking is totaal anders as die skrifgeleerders en die fariseërs en so aan. Hy preek anderster.
Hy preek sodat 'n mens dit kan verstaan. Hy preek oor die profete en hy preek oor die koninkryk van God. Hy het 'n interessante boodskap wat hy vir ons bring. Dis iets wat ons nog nooit gehoor het nie en dit maak dat hulle aanhou loop agter hom aan. Ek dink die ander ding wat maak dat hulle hom volg is die genesings wat hy gedoen het. Die wonderwerke, dat hy mense gesiek maak, dat hy 5 brode en 2 visse kan hy 5000 mense kos gee. Ja, hulle sal nooit honger ly nie. Die feit dat hy op die water loop, die feit dat hy dooies opwek, Lazarus en die weduwee se seun en so aan, en dit alles maak dat hulle agter Jesus aanloop. Maar my vraag is dit omdat daar 'n verhouding tussen hulle en Jesus is? Of is dit omdat hulle agter hom aanloop om te kyk, wat maak hierdie man? Wat doen hy? Want dit is 'n interessante kerel hierdie. En ek dink, hulle stap agter hom aan net om te sien, wat doen hy? Wat maak hy? Wat is die volgende wat hy nou weer gaan maak? Hoekom ek dit sê, dat hulle bly vashou aan die wat, die wonderwerke. Ek skoei dit daarop, dat Petrus, hierdie Petrus, ek gaan hom nou weer gebruik as verteenwoordiger van die klomp disciples, dat hierdie Petrus, ten spyte daarvan, nadat Jesus vir die disciples gevra het, wie sê julle is ek? Dan sal ons so 'n rukkie stilte, dan kom Petrus, u is die Christus, die seun van die lewende God. Dan sê Jesus vir hom, mooi Petrus, gelukkig is jy, want my Vader het dit aan jou geopenbaar. En dat ten spyte van daai belydenis van 'n Petrus, u is die Christus, die seun van die lewende God. Jong, miskien wil hy aan vir ons sê, ons is skuldig, of iets van die aard, soos hoe Petrus doen. Ten spyte van hoe Petrus se belydenis, gaan hulle dwars deur, stap saam met Jesus, tot voordat Jesus hemelvaart, net voor sy hemelvaart, hy sal deur die kruisiging, alles, en voor sy hemelvaart, dan vra die disciples vir Jesus in Handelinge 1 vers 6, Here, is dit nou die tyd, wat u weer die koninkryk vir Israel gaan oprig. Met ander woorde, hulle hele 3 jaar wat hulle saam met hom stap, is dit hulle een begeerte, die koninkryk van Israel moet weer opgerig word. Hulle moet weer die nommer 1 koninkryk in die wêreld wees. Hulle moet weer die nommer 1 volk wees. Hulle moet weer bekend staan as die volk met wie God 'n pad gestap het. Hulle wil weer, ek wil amper sê, vir hulle self raak sien. En dit is ook om ek sê, die hele tyd stap hulle saam met Jesus, maar met die een begeerte, hulle wil sien wat maak hy. En daarom sê ek, hulle leef in 'n wat verhouding met Jesus. Wat gaan hy maak? Die verskil kom in, as met die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 8, waar Jesus sê, die Heilige Gees sal oor julle kom, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou hierdie krag, is nie fisiese krag, of volhoubare krag, of aangaan, hierdie krag sluit ook in, julle sal insig ontvang. Julle sal insig ontvang. As Jesus, na sy kruisiging, by die disciples kom, waar hulle sit en bewe binne in 'n boventrek, en dan kom Jesus by hulle, en dan lees ons daarso in Lukas 24:45, toe open Jesus hulle verstand om die skrif te verstaan. En hierdie krag, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, beteken ook dat die Heilige Gees sal kom en hy sal julle verstand open, julle geestelike oë open, sodat julle hom kan raak sien. Nou, hierdie eerste Petrus, lees ons nou na die uitstorting van die Heilige Gees. Onthou nou Petrus se geskiedenis, né? Hy het daai belydenis gehad, maar hy het vir Jesus verloon. En interessant, net na sy belydenis, u is die Christus, die seun van die lewende God, dan sê Jesus vir die disciples, luister, ons gaan nou Jerusalem toe,
En in Jerusalem gaan hulle vir my vang, hulle gaan vir my doodmaak. Maar ek gaan op die 3de dag opstaan. Nou die 3de dag het Petrus nie gehoor nie. Hy het gehoor van die vang en die doodmaak. En Petrus, amper sê ek, wat was hy van... Petrus is 'n seloot, met ander woorde, hy is 'n vryheidsvegter, met ander woorde, hy loop met sy 9 mil, nee, sy swaard, en sy, want hy is reg vir hierdie klomp Romeinse soldate, want hy soek die bevryding van Israel, en hy is 'n weerstandsbewegingssoldaat, en daarom vat hy vir Jesus een kant toe, en sê, God sal dit verhoed, dit sal nie met u gebeur, nie solank as ek naby u is nie, gaan ek dit verhoed, en dan weet ons, toe hulle Jesus gevangen neem, wat doen hy? Hy trek sy swaard, hy kap Malgas se oor af. Maar nou, ten spyte van daai agtergrond van Petrus, die opstandige, die impulsiewe, die ou wat wil doen, om sy wil te laat seevier, word die Heilige Gees uitgestort, en dan verander die wat na 'n wie toe. Ek lees net so 'n paar verse, hier in Handelinge 2 vers 14. Dis nou na die uitstorting van die Heilige Gees, en dit is die gewarboel van tale, en die mense wat hoor, maar jene, hier praat ouens nou in ons eie taal, dis nou ouens van ander lande af, en hulle hoor die ding, hulle sien die tonge van vuur, en hulle weet nie wat aangaan, en dan sê party ons, nee man, hierdie man is dronk. En nou staan Petrus op, en hy saam met die ander 11, en hy sê, onder leiding van die Heilige Gees, spreek hy die mense toe. Dan sê hy vir hulle, Jode, julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat hier gebeur. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk, soos julle sê nie. Want dis nog maar 9 uur die oggend, die kroeg maak eers 10 uur oop. Dis nog maar 9 uur die oggend. Wat hier gebeur, is wat God deur die profeet Joël gesê het, en dan verwys hy na 'n profesie in Joël 2 vers 28 tot 32, waar Joël profeteer dat God sê hy gaan sy gees uitstort op alle mense en so meer en so meer. En dan vers 22, dan sê hy weer, Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel, deur kragtige dade, deur wonders en deur tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En wat het julle gedoen? Julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Vers 32. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees, wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. En dit is wat julle nou hier sien en gebeur. Nee? En dan vers 36. Die hele Israel moet nou vas en seker weet. God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. En by die aanhoor hiervan, is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Die Here het nou met ons gepraat, wat moet ons doen? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, wie sien nou daaroor sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Petrus wat vir hulle sê, die eerste ding wat julle moet doen is, bekeer julle. Nou, ons kan onsself nie bekeer nie. Dis nie moontlik nie. Die Griekse woord beteken draai om. Ook nie heeltemal, dis 'n metanoia, dis 'n totale omswaai. 'n Ander rigting. Want dit waarmee jy besig is verkeerd. Dit loop in die verkeerde rigting. Jy moet heeltemal omdraai. En nou sê Petrus hier vir die Jode, die Israeliete, bekeer julle. Die godsdienst waarmee julle besig is
gaan op die dood uitloop. Gaan nie uitkom daar waar julle wil wees nie. Julle moet stop. Julle moet toelaat dat die Heilige Gees in julle werk en julle koppe vir julle verander, julle oë vir julle oopmaak. Dat julle sien, waarheen is julle op pad, bekeer julle in die regte rigting. En dan, wat vir my interessant is, as bekeer julle en laat julle gedoop word, die doop is 'n bewys van, hulle is bekeer, hulle oorwy julle self nou toe aan die Here, bekeer julle en doop julle in die naam van Jesus Christus. En wat sal gebeur? As julle dit doen, God sal julle sondes vergewe, met ander woorde julle ou lewe, sal hy afsluit. Alles wat julle verkeerd gedoen het, verkeerde pad julle geloop het, sluit hy. En julle sal die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Sonde en Heilige Gees werk nie lekker saam. Glad. Want sonde is juis opstand teen die Heilige Gees. En dis wat Petrus kom. En kyk nou, Petrus wat nou is dit nie meer wat nie. Nou is dit wie. Bekeer julle tot Christus. En hy sal vir julle sondes afwas, hy sal vir julle skoonmaak, en julle sal die Heilige Gees ontvang, sodat julle op die regte pad is. As ou Petrus nou op hierdie stadium moes terugdink aan sy belydenis, hy is die Christus, die Seun van die lewende God. En hy sê hierdie dinge nou, na die uitstorting van die Heilige Gees. Vers 36, die hele Israel moet nou vas en seker weet, ek, Petrus inkluis, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Ek dink ou Petrus het teruggedink, ja, ek het daai tyd so groot windgat, wil ek amper sê, windmakerig het gesê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Maar hy het nie geweet wat sê hy nie. Want daai tyd was hy nog in die wat stadium. En nou sê hy, julle moet weet, God het hierdie Jesus Christus, God het vir Christus die Here gemaak en die Verlosser, die Messias wat kom. Goed, hierdie Jesus van Nasaret van wie hy hierso praat in vers 23. Ek het nou net gekyk na die woorde Jesus van Nasaret, hoe is Jesus van Nasaret aanvaar in hierdie wêreld? Die eerste een, nadat Jesus nou teruggekom het uit die woestyn uit, kom ek begin daar. Hy kom nou uit die woestyn uit, die versoeking, daar het hy nou vir 40 dae gebly, saam met die duiwel. En hoe is Jesus van Nasaret ervaar? Natuurlik weet ons, dat God is absoluut deur die duiwel verag. Hoekom? Omdat die duiwel, onthou nou die duiwel is deur God gemaak, nee, hy is 'n engel. Hy was 'n topengel gewees. Maar toe raak hy, wat is 'n mooi woord vir windgat? Toe raak hy hooghartig. Hy wil toe soos God wees. Hy wil toe soos God wees, en dit werk nie. En toe het God vir hom verban uit die hemel uit. En toe kom hy in oppositie met God. En toe het hy alles in sy vermoë gedoen om die werk van God te keer. Om God se verlossingsplan met sy wêreld te keer. Daarom het hy vir Adam en Eva weggerokkel. Hulle moet tog net nie tot eer van God lewe nie. So die duiwel is absoluut teen God. Markus 1 vers 24, daar lees ons van die man met die onreine gees. En die man skree, as Jesus na hom toe kom, dan skree hy, wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Nee, Jesus van Nasaret, die term Nasaret is juist om vir Jesus te onderskeid van baie ander ouens met dieselfde naam. Handelinge 2 vers 23, daar lees ons van die kerkleiers, die skrifgeleerdes, die fariseërs, die priesterhoofde, die hele amper sê Sanhedrin. Handelinge
2 vers 23 sê Petrus, julle het vir Jesus doodgemaak. En ek sê weer, ons belydenisskrif sê, ons geleid onder Pontius Pilatus, hy het nie onder Pontius Pilatus geleid, hy het onder die Joodse kerkleiers geleid. Hulle het hom laat doodmaak. Pontius moes net die stempel daar opsit. Maar die kerkleiers wat vir Jesus absoluut verban, hulle maak hom dood. Hoekom? Omdat dit wat Jesus preek, is dit wat die skrifgeleerders en die fariseërs nie preek nie wil hoor nie. Want hulle het 'n teologie ontwikkel volgens hulle wil. Hulle het byvoorbeeld in die wette, die Pentateuch, die 5 boeke van Moses, het hulle omskep in 613 wette. Ek gaan nou weer net dit noem. Maar die kerkleiers wil vir Jesus glad nie aanvaar nie, want hy kom en die tempeldiens gooi omver, gooi tafels om, en dit is juist waar die kerkleiers hulle geld gemaak het. Die gooi hy omver. Hy is absoluut die tradisionele godsdienst gooi omver. Hulle kla omdat Jesus nie, sy disciples nie, hulle hande was voor hulle eet nie, en. So vir Jesus is hy beslis 'n wat? Hy is vyand. Pilatus maak 'n bordjie wat hy bokant Jesus se kruis hang. Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Hy het nie 'n saak met Jesus nie, hy is 'n wat. En dan, wanneer verander die ding? Dit verander by die mense wat in nood is. Die blinde met Bartimeus, daar in Lukas 18, hy sit daar so en hy hoor, die kom 'n rumoer aan, en hy vra, wat gaan aan? Hulle sê vir hom, Jesus van Nasaret gaan verby. En dan lees ons, en hy het uitgeroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm U oor my. En dan sê die mense vir hom, bly stil. En hoe meer hulle vir hom sê, bly stil, hoe meer roep hy uit, harder, Jesus, seun van Dawid, ontferm U oor my. En dan lees ons daar so, Jesus gaan staan, en hy sê vir Bartimeus, wat wil jy moet ek vir jou doen? En dan sê hy vir die Here, dat ek kan sien. Nie net fisies sien nie, ja, sien, maar dat ek vir U kan sien. Maar goed, op hierdie stadium, dat ek fisies kan sien. Dan sê Jesus vir hom, goed, jy kan sien, jou geloof het jou gered, jou geloof in my. En dan lees ons die volgende, onmiddellik kon hy sien, fisies, en toe hy fisies kon sien, toe kon hy sien waar gaan Jesus heen, en hy kon agter Jesus aanstap, en ons lees, nie net hy nie, maar ook almal, wat die wonder gesien het agterna gestap. So hierdie Bartimeus het nie 'n wat gehad, hy het 'n wie gehad, in Jesus Christus, die Jesus seun van Jesus van Nasaret. Sy wat verander in 'n wie. Ag, en dan nou die bekende verhaal van ou Paulus. Hy was nou nie in Jesus se tyd daar nie, maar ou Paulus wat in Handelinge 26 vers 9 sê hy, ek het self gedink dat ek alles in my vermoë moes doen om teen die naam van Jesus van Nasaret op te tree. Die nuwe weg, hy wou dit totaal vernietig, omdat hy 'n fariseer was en Jesus se optrede was teen dit wat hulle geleer het. En so is Paulus op pad Damaskus toe, om die volgelinge van Jesus, die wat mense te gaan gevangen neem. Handelinge 22 vers 6 tot 8. Daar vertel Paulus self sy verhaal. Net so 'n bietjie gou gedaan, kyk, Handelinge 22 hier vanaf vers 6. Dan sê Paulus, hy sê ek was op reis, ek was naby Damaskus, en daar het teen midderdag, dis nou 12 uur, op die helderste van die dag, skielik 'n sterk lig uit die hemel op my gestraal. Ek het op die grond neergeval, en 'n stem vir my oor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En dan antwoord Saul, wat is u? Hy antwoord, wie? Wie is u, Here? Het ek gevra. Antwoord Jesus vir hom, ek is Jesus
van Nasaret. Dit is vir my wat jy vervolg. Jesus van Nasaret. Toe Paulus moord geskree het, toe was Jesus vir hom 'n wat. Hy was 'n opponent. En nou kom na die Jesus van Nasaret hom aan Paulus geopenbaar het. Here, wees hy. Onmiddellik is daar 'n verandering. So verskillende mense op verskillende maniere vir Jesus van Nasaret ervaar. Hy is of 'n wat of hy's 'n wie. En nou is ek stout genoeg om te vra, hoe word Jesus van Nasaret deur ons ervaar? En ek wil net so 'n bietjie teruggaan. Verskillende verkeerde redes hoekom ons godsdienstig is. Hoor nou my woord godsdienstig. En hierdie goed wat nou gaan praat, dit het my baie na in die hart, want ek is self daardeur, want ek weet. Die eerste verkeerde rede hoekom ons godsdienstig is, hoekom mense amper sê dat 'n lewe lang godsdienstig kan bly, is as gevolg van tradisie. Ek is so groot gemaak. Dit wat goed is vir my oupa, my ouma, is goed vir my. En daarom is ek in die kerk, en daarom is ek godsdienstig, terwille van die tradisie. Jy kan 'n groot verrassing kry eendag. Want tradisie gaan jou nie in die hemel bring nie. Tradisie gaan nie vir jou in 'n verhouding met die Here bring nie. Dis die eerste een. Die tweede een is gewoonte godsdiens. Gewoonte godsdiens. Ons is so gewoond aan kerk toe gaan. Want, vat nou maar, julle moes almal ergens belydenis van geloof afgelê het. Kom ek vat nou my belydenis van geloof, want dan kan ek sê wat my gebeur het. Maar jy kan daarmee vereenselwig. Van klein tyd af, laerskool, is jy mos nou nie, eers, daar was nog nie daai tyd kinderkraans nie, maar daar was sonnaarskool, ja, Sondag. Moet jy Sondag skool toe gaan, en dan gee jou ma vir jou tikkie, wat jy in die sonnaarskoolbordjie gaan gooi. En jy het 'n versie wat jy moet leer, liewe vaderland. Dis al wat jy moet onthou, net daai reeltjie, jy moet net dit onthou. En as jy daai reeltjie kan opsê voor die juffrou, of wie ook al vir jou sonnaarskoolklas gee, as jy dit kan opgee, is jy reg. As jou pad, jy moet toe oop. Ek het daai versies gehaat. Daar is nie 'n ander woord nie, want ek kan dit nie flippend onthou nie. Ek vergeet dit altyd. Never mind eers waar staan dit in die Bybel. Ek weet net dis ernstig, ek moet dit onthou. So al wat ek onthou, die hele preek wat die dominee sê is, ek net kort met daai verse onthou. Nou is jy deur die sonnaarskool. Nou gaan jy katkesasie toe. Nou Gerner se boek, handboek by die katkesasie. Al die klomp kort vrae agterin, né? Soek ons daar deur. Ons is seuns van 16, 17 jaar oud. Dis net testosteroon, nou kwaadheid wat in jou leef, dis al. Nou sit ons daar so, nou sit die meisie sit nou gelukkig voor, en dan sit die seuns nou agter, en as die katkesasie kommissie sit nou daar so, en dan vra hulle vir jou nou vra, en dan begin hulle by Sondag 1, vraag 1, en dan antwoord Charmaine, en dan antwoord Samerich, en dan so gaan hulle af, en dan sit jy nou, tel jy gou, kyk jy, wat 'n vraag is joune, en dan kyk jy net, wat moet jy antwoord, as hulle by jou kom in, jester, as jy moet kop, want net hoe skiep hulle, of hulle skiep 'n vraag, en dan is jy in jou piekie in. Katkesasie was 'n pyn, en dan, wat gebeur dan, as jy, sê maar jy het jou vraag reg geantwoord, en admissiekommissie sê, goed, jy kan maar aangeneem word, want dis die woord, dan is dit 'n groot geleentheid, dan staan ons daar voor die kansel, en die dominee sê, glo jy in God die Vader, glo jy in Jesus Christus, glo jy, bely jy dat jy vir altyd getrou sal wees in die kerk, bely jy dit en dit, bely jy dat.
Nou nie een van ons het die guts gehad om te sê nee nie. Ons moet paas ouderling dink net die skande. En so is dit is waar. Daar het ons die belydenis van geloof afgelê nie. Ons is aangeneem as lidmate van die kerk. Jy kan my onder sensuur plaas, maar as ek lees dit wat Petrus hier so sê, bekeer julle en laat julle gedoop word. Nee? Ons is gedoop om te sê ons is lidmate van die kerk. En ek verstaan dit. Ek was nou 'n hele paar jaar ook met boerdery betrokke. Ek meen daai lammers wat daar aankom, jy merk hom in die oor, of die kalf wat daar kom, jy merk vir hom, of die nuwe bees wat jy gekoop het, jy merk vir hom, om te sê dis myne. En ek kan verstaan dit, jy is deel van die verbondsvolk van God. Jy word gedoop, jy word gemerk. Ongelukkig het ons kerk 'n kleintjie dood en ons is onder sensuur geplaas. En van my vriende wat teologie gestudeer het, is in die kerk uit verban omdat hulle laat groot doop het. As dit kom by bekeringsdoop. Dis my hartseer. Want as jy nou gekom het, jy het nou deur die hele proses gekom, jy is nou lidmaat van die kerk. En dan kom jy op 'n stadium en besef jy, my vaderland, maar ek het nooit tot bekering gekom, ek het nog nooit 'n ontmoeting met God gehad, ek het nog nooit met Christus te doen gehad, ek het net besef sy versoeningswerk wat hy gedoen het nie. Die Heilige Gees, ek hoor nou eers, die woon in my. En ek het dit ervaar in 'n vorige gemeente waar ek afgelos het in die Karoo. Toe ek praat oor die werking van die Heilige Gees, toe staan van die manne op en hulle loop by die kerk uit. Omdat die Heilige Gees bestaan nie in hulle verwysingsraamwerk nie. Dis God die Vader en die Seun. Maar die Heilige Gees as lid van die drie eenheid funksioneer nie. En wat vir my hartseer is, ons is 'n belydende kerk, ons het 'n belydenis van alles. Ons lê belydenis van geloof af. Ons het ons belydenis skrifte. Ongelukkig het ons nooit, ons is nie geleer om 'n beleweniskerk te wees nie. As jy enigstens, nie so bly jy doen, as jy enigstens jou hande opsteek, hef jou hande op na bo. Wat het hulle gedoen? Hey, jy weet nou jy klop staan en charismaties word nie. As jy dit wil doen, gaan na die AGS toe. Wat is dit met jou? Ons doen dit nie so nie. En so het ons in 'n godsdienst beland wat vir ons vasgevang het en wat vir ons vasgehou het. Ekskuus, ek is nog steeds by die gewoonte godsdienst. Genoeg daarvan. Die derde rede hoekom ons godsdienstig is, hoe ons godsdienst ervaar is deur ons gewete te sis. Ek is tog so bang. Ek moet net my gewete sis. Of ek is so bang vir die hel eendag. Want ons is so bang ons beland in die hel. Die ou dominees het so gepreek. Meer oor die hel gepreek as oor die verlossing. Eers ek kritiseer die kerk, ekskuus, ek moet dit nie so doen nie. Wat ek bedoel is, dis 'n rede hoekom mense godsdienstig is. Vrees vir die hel. En weet julle wat veroorsaak hierdie goeters? Tradisie, gewoonte, jou gewete is 'n vrees vir die hel. Dit veroorsaak die volgende. Ek weet ek moet die oggend moet 'n kontak maak met God. Ek moet voor ek uitgaan moet ek daarom 'n stukkie lees en ek moet bid. So wat is nou moet julle vir my mooi verstaan. Ek het niks teen dagboeke nie, niks. Om Solly Oosterhoofweg of Marita Martens of wie, niks had jy nie, regtig. Barend Vos, pragtige boeke. Maar nou wat maak ons? Met die oggend dan, miskien ek nog so af hierdie slaap, maar dan lees ek gou hierdie stukkie en dan is daar nog onder 'n gebed en dan sit ek om neer, dan gaan ek. Ek het my gewete gesis. Vanaand miskien dieselfde ding. Het ek met die Gees kontak gemaak? Nee. En daarom dink ek baie van ons gebede is 'n gevolg hiervan. Want wat doen ons? Here bewaar my van dit, Here doen dit, Here asseblief dit, Here dit. Nergens bid ons, Here,
Ek is in U hande. Maak my, ons sing dit, maak my soos U wil, Heer. Maar maak my, gebruik my soos U wil. Ek bestaan terwille van U. U bestaan nie terwille van my nie. En ek dink dit is baie keer die gevolg van hierdie tipe God. Nou daar is verskillende maniere hoe ons, hierdie het ek nou gesê, hoe redes hoekom ons godsdienstig is, maar daar is verskillende maniere hoe ons godsdienst kan uitleef. Die eerste ene is hierdie wettisisme wat ek nou van gepraat het, net nou die Fariseërs, die skrifgeleerdes 613 wette gemaak, 248 is positief, dit moet jy doen, en dan een vir elke dag 365, dit mag jy nie doen nie. So hierdie ouens hele lewe bestaan uit wette. Dit moet jy nie, so moet jy maak. En daarom, met die bergrede sê Jesus, ek het nie gekom om die wette tot niet te maak nie. Want die wet is nog steeds, soos wat God die 10 gebooie gegee het, om sy volk Israel vir hulle te sê, luister, hier is die riglyne vir julle pad na die beloofde land wat ek vir julle gee. Leef hier volgens terwille van julleself en terwille van die harmonie tussen God en sy volk. Geef hulle die wette. Liefde vir God, liefde vir jou mens, medemens. Nuwe Testament samevatting. Maar dis hartseer hulle vraag, as mense vir jou sê, dominee is dit sonde, dominee is dit sonde. Vaderland, dit vat die lewe dit vat die lewe weg, want jy is nou gebond. Mag ek dit doen? Nee, dis sonde. Mag ek dit doen? Nee, dis sonde. Is rook sonde? Is dans sonde? Is vloek sonde? Godsdienst gaan toch om baie meer as dit. Die ander ding van die skrifgeleerdes en die fariseërs is om gesien te word. Hierdie ding het in ons verlede 'n groot rol gespeel, om gesien te word. Jy was 'n gerespekteerde man as jy aan 'n kerk behoort het. En aan 'n organisasies ook. Dis nakies. Om gesien te word. Die skrifgeleerdes, die fariseërs het gesorg dat hulle met gebedstye spesifiek op die hoekstrate, op die straatse hoeke staan, om daar te bid, lang woorde met hulle lang togas aan. Goed. Of soos die ryk jongman in Matteus 19. Die ryk jongman wat na Jesus toe kom, en dan vra hy vir hom, Here, wat moet ek doen? Ek moet toch net die regte woorde kry. Matteus 19 vers 16. Dan kom die ryk jongman by Jesus, dan vra hy vir hom, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Dan sê Jesus vir hom, hoekom vra jy vir my oor wat goed is? Daar is net een wat goed is en dit is God. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Nou vra die ou vir hom, watter gebooie bedoel u? Het hy vir hom geantwoord. Dan sê Jesus vir hom, en nou hoor nou hierdie, dit is baie interessant. Jesus sê vir hom, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en jy met jou naaste lief hê soos jouself. Dit wat Jesus vir hom hier sê, is alles in die tweede tafel van die wet. Jy met jou vader, eer jou vader en jou moeder, jy mag nie doodslaan, jy mag nie alaai goed, is in die tweede tafel. Jesus sê nie vir hom, jy moet die Here jou God lief hê nie, niks. Maar, dan sê hy vir hom, dan sê hy, Here, ek is op die regte pad. Ek het al hierdie dinge, het ek onderhou van my jeug af. En watter opsig skiet ek nog tekort? Dan antwoord Jesus vir hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings, gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug, en volg my. Met ander woorde, die eerste een wat Jesus terughou, is, jy moet die Here jou God lief hê. Hy moet eerste wees. Gaan verkoop alles, daar waarop jy jou toekoms rig, jou pensioen, jou alles, dit wat jy dink, dit is jou lewe, dit wat jy by mekaar gemaak het, so dat jy kan lewe, vergeet het. Gaan verkoop het. Kom en stap saam met my in die geloof elke dag. Goed, soos die ryk jongman. Ek dink hierdie ryk jongman het ook die godsdienst beleef as 'n tipe van 'n
klub waarna hy behoort. Hy betaal sy lidmaatskapsfooie en dan verwag hy sekere teeprestasies. Die derde een kom nou hierso by om godsdienstig te wees soos wat Jesus Christus vir ons voorskryf. Toe Jesus weer sê, toe hy die woestyn terugkom, na die versoeking, hoe begin hy sy intreepreek? Bekeer julle. Die heel eerste, Matteus 4 vers 17. Bekeer julle. Doelbewus begin Jesus met daai woorde. Bekeer julle. Jode, julle is op die verkeerde pad. Bekeer julle. Draai om. Of so sê Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God. Soek eers die koninkryk van God. Al die ander dinge, ek sal sorg vir al die ander. Soek eers die koninkryk van God. En hierdie is 'n voortdurende proses. Bekering is 'n eenmalige proses. Dis waar jy willens en wetens 'n beslissing maak om agter God aan te stap en jouself oor te gee aan hom. Die daarna, die soek eers die koninkryk, die is 'n voortdurende proses. Is 'n voortdurende oorgee aan God, aan die leiding van die Heilige Gees. En dan die derde manier hoe 'n mens kan leef, is maar soos wat Jesus Christus vir ons sê in Lukas 10 vers 27. Liefde is die basis. Liefde vir God met jou hele hart, jou sentrum van wie jy is, jou hele siel, jou emosie en met jou hele verstand. Dit wat die Here vir jou gegee het. En met al jou krag, en die krag sluit in dit wat jy het, jou bakkie, jou kar, jou huis, jou geld, alles, gee dit tot beskikking van. En dan, jou naaste soos jouself. Met ander woorde, sien jou naaste raak, soos wat God jou naaste raak sien, die ander mense raak sien. En dan, die sakramente. Die sakramente, die paasmaaltyd, onder andere. En dit wat ons nou gaan vier. My vraag, aan die einde van hierdie gedeelte, hoe ervaar ons vir Jesus van Nasaret? Hoe ervaar ons Jesus van Nasaret? Is hy nog die ver af God, een wat ek hanteer? Gebruik soos 'n meubelstuk, skuif hom hier, skuif hom daar, hier is hy nie pad, hier is hy te naby aan my, skuif hom weg. Of is hy die wie in my lewe? My lewe van elke dag. Ons gaan hierdie wie verhouding, die intieme verhouding, gaan ons nou vier, as ons die nagmaal gebruik. En nou gaan ek lees, nou kan julle Bybels oopmaak as julle wil, by Johannes 6. Johannes 6, die baie bekende gedeelte, waar Jesus sê, ek is die brood, en die brood van die lewe. Johannes 6, ons gaan daar lees, ek gaan vers 27 lees, 35, en dan tot by vers 69. Goed. Let net 'n bietjie op hoe dat in hierdie gedeelte, hoe dat die Jode Jesus hanteer as 'n wat, en hoe dat Jesus die Jode hanteer as 'n wie. Kom ons word net so 'n oomblik stil. Here, hierdie gedeelte wat ons nou lees, wat U vir ons gegee het, is 'n diep gedeelte. Wil U asseblief self vir ons bewus maak om te hoor wat U vir ons toewens. 'n lewe met U, saam met U. Wil U asseblief ook ons geloof hiermee versterk. Amen. Johannes 6, hier in vers 27, sê Jesus vir die mense, vir die disippels en vir almal daar rondom hom, julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee.
Selfe wat die ryk jongman gevra het. Vers 35. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Nee, ek is die brood wat lewe gee. Vers 38. Ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, God wat my gestuur het. En dan vers 41. Nee, kom ons lees vers 40 ook. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Goed, nou van vers 41 af. Die Jode het gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Vir hulle is hy nog die wat. Hulle het gesê, is hy nie die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en ma. Hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? En Jesus sê toe vir hulle, moet nie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, om nie na my toe trek nie. Met ander woorde, die Gees moet jou trek. Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Dan verwys Jesus hierso na Jesaja 54, hy sê, by een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister het, en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê, dat iemand anders al die Vader gesien het nie. Net hy wat van God afkom, hy het die Vader gesien. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. Nie net julle Jode nie, die wêreld. Die Jode het onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Wat? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek vir julle. As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Hy wie? Hy bly in my, ek bly in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. En dit het Jesus gesê toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. En toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se disippels gesê, wat hy nou sê, is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Miskien met die mens daai disippels, ek weet dit is so, maar die mens verwar nou baie disippels met die 12 disippels. Miskien moet ou daar sê, baie van Jesus se volgeling, hulle wat oor 'n lang tyd al saam met hom stap, het toe gesê, nee, dis te erg, dis te erg. Jesus het vanself geweet dat sy disippels hier oormor, sy volgelinge, en hy sê vir hulle, skrik dit julle af. Wat dan nog, as julle die Seun van die mens sien opvaar, na waar hy voorheen was?
Kan ek net so ietsie sê oor hierdie gedeelte? Baie interessant. As Jesus sê, ek is die, julle moet my liggaam eet en my bloed drink, dan sê die ons, nee. Hoe sê Jesus vir hulle, as dit julle verontrus, wat nou daarvan as julle nou die dag sien, gaan ek op hemel toe? Wat gaan julle dan sê? Waaroor gaan julle dan skinder? Nee, dan is dit, want dit is nou baie erger as dit wat ek nou vir julle gesê het. Goed, vers 63. Dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie en wie dit is wat hom sou verraai. Goed, verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. En hieroor het baie van sy disciples omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Ek weet nou nie of dit 'n tweede besending was nie, maar in elk geval baie van sy disciples het toe geloof. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Nou is dit weer Simon Petrus, hier is sy tweede belydenis. Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? Na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat u die heilige van God is. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En my gebed is dat ons, as ons nou vanmorgen hierdie stukkie brood eet en die wyn of die sap drink, bevestig, Here, ons kom na u toe. U het die brood wat die ewige lewe gee. U is die ene wat vir ons die wie is in ons lewe. Ek wil amper sê, as ons die nagmaal gebruik, ek het net nog gevra, hoe ervaar ons Jesus van Nazareth? En ek dan vra, hoe ervaar Jesus van Nazareth vir ons? As ons so sy nagmaal gaan gebruik. Goed. Ons Here Jesus het in die nag wat hy verraai is, het hy die brood gebreek en hy het vir sy disciples gesê, neem hierdie brood, eet dit, dink daaraan, dat my liggaam gebreek is, as 'n volkome versoening vir al julle sondes. Dit wat ons nou gehoor het, eet hierdie brood is net 'n stukkie brood, maar verteenwoordig die liggaam van Jesus Christus. Eet dit, en dink daaraan, dat hy vir ons gebreek is, aan die kruis gesterf het, as nou met Paastyd gevier het, en ons het die ewige lewe, 'n lewe saam met hom. Allemaal is dan klaar, en so het die Here dan ook die beker geneem, en hy het gesê, hierdie beker verteenwoordig die nuwe verbond, en daarvoor moet ons baie dankbaar wees. Die ou verbond, 10 wette van moeds en moenies, is vervang deur 'n verbond van liefde. Liefde. Ons kan 'n liefde vir hom lief hê met ons hele hart, ons hele wese, en ons naaste soos ons self. En daarom nooi ek jy uit,
verbond van nuwe liefde, drink daaruit, drink die kelkie, glo, dat hy sy bloed gestort het, ook weer as 'n versoening vir al ons sondes. Kom ons sê dankie. Ag Here, baie dankie. Dankie dat ons vanmôre hierdie voorreg het om u woord te kan hoor, om in 'n verhouding met u te staan as die wie in ons lewe, die een vir wie ons lief is, maar u wat ook vir ons lief is. Dankie dat ons weet, ons is ook, val ook onder die wie in u lewe, met wie u 'n verhouding het. Ag, Heilige Gees, wil vir u vra dat u vir ons sal gebruik in u diens, elke dag, dat u vir ons sal lei, vir ons sal begelei, vir ons rigting sal gee, vir ons sal waarsku as ons op die verkeerde pad is, vir ons help om ook voortdurend u koninkryk te soek. Here, daar is by ons groot bekommernis as ons kyk, ja, ek praat nou nie eers van ons land nie, maar van ons eie kerk. Is ons nog u kerk? Wat sê u van ons? Hoe sal u, Jesus van Nasaret, vir ons evalueer? Maar dankie, u het vanmôre weer vir ons kom bevestig, u is God, u is met ons in 'n verhouding, en ons is u kinders. Baie dankie dan ook hiervoor. Laat u seën, Here, op ons daal asseblief, tot u eer. Amen. Ek gee vir julle die seën volgens 2 Tessalonisense 1 vers 11 en 12 in die Nuwe Lewende Vertaling. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. Mag hy elke goeie voorneme en geloofsdaad met krag tot uitvoering bring. So sal die naam van ons Here Jesus verheerlik word deur dit wat julle doen. En julle sal deur hom verheerlik word op grond van die onverdiende goedheid van ons God en die Here Jesus Christus van Nasaret. Amen.